Hierdie maandag wat nou kom, is dit Wêreldskildklierbewusmakingsdag. Lang woord, een woord. En ons is bevoorreg genoeg vanmôre om met die algemene chirurg Dr. Peer van Rooyen te gesels oor skildklier. Ja, jy wonder? Luister mooi. Goeiemôre dok. Goeiemôre. Lekker om jou hier te hê. Baie dankie. Goed om hier te wees. Daar's soveel mense met skildklier vra. Maar kom ons begin eers by die Wêreldskildklierdag. Dit fokus hierdie jaar op bewustheid. Hoekom is bewustheid so 'n belangrike element is dit 'n geval dat mense nie altyd weet wat die skildklier situasie is of die onderaktief en ooraktief is? Ja, ek dink dit is 'n geval van min mense weet van die skildklier en die skildklier is eintlik 'n baie algemene is 'n orgaan met baie algemene siekteprosesse. Ja. En in die laaste 50 jaar het daar actually 'n toename gekom in hoeveelheid skildklierprobleme. So ja. So ek dink dit is 'n orgaan wat min mense van weet. En dit mimiseer baie simptome. So is belangrik om te weet van die skildklier. Hoekom was daar 'n toename gewees die laaste 50 jaar in die Maar ek dink dit is maar grootendeels te doen aan ons lewenstyl. Jy weet, ons lewenstyl, die stresvolnis van ons lewenstyl en ook as gevolg van dat daar is 'n toename in die populasie oor die wêreld. Jy weet, so as definitief meer pasiënte wat presenteer met simptome. Okay, ek verduidelik dit aan my asseblief asof ek 'n palooka is. Ek is waarskynlik. Maar waar sit die skildklier? Wat doen die skildklier? Okay. Die skildklier is eintlik 'n klein orgaan met 'n geweldige groot funksie. Hy sit hierso voor in die nek. Ja? En baie mense weet daarvan, ja. En hy bestaan uit twee lobbe, 'n linker en 'n regter lob. En wat belangrik is van die skildklier is hy produseer hormone wat die hele metabolisme en fisiologie beheer, met ander woorde die tempo van fisiologie. So al die kos wat jy eet en die omskakeling daarvan na energie word actually beheer deur die hormone van die skildklier. So dit eintlik 'n baie sentrale rol in jou hele fisiologie en jou metabolisme. Sjoe. Wow. So wat is van die simptome van 'n ooraktief of onderaktiewe skildklier? Ja. So 'n ooraktiewe skildklier is iemand wat sy harttempo gewoonlik baie vinnig is, angstigheid, jy weet, kom voor met angstigheid, tremore, gewigsverlies. En iemand met 'n onderaktiewe skildklier byvoorbeeld is die teenoorgestelde van die spektrum. Daar is die persoon meer geneig om depressief te wees, haarverlies, gewigstoename, stadige hartklop en moegheid, met ander woorde lae energie. Dit is alles simptome wat algemeen is met ander toestande ook, nie waar nie. Dit is so, ja. Ja, is dit maklik dat skildklierprobleme misgekyk word? Dis juist die ding, die simptome is so subjektief en so non-spesifiek. Ja. Dat dit kan baie ander siektetoestande mimiseer, soos byvoorbeeld depressie of angstigheid of hartprobleme. So daar's baie ander siekteprosesse wat mense vaskyk in en dan vergeet dat die skildklier waarskynlik die skuldige party kan wees in daai siekteprosesse, ja. Nou die hormone van die skildklier in 'n mens is watter invloed het dit regtig op die energievlakke, die gewig, die algemene welstand? Ja, omdat dit so 'n sentrale rol speel en omdat die tempo bepalende faktor is eintlik in die hele liggaam, bepaal dit die omsit van al jou voedsel soos ek vroeër genoem het na energie toe. Met ander woorde 'n direkte effek op jou gewigstoename of jou gewigsverlies. En met ander woorde het 'n groot effek op jou energievlakke, definitief. Maar energievlakke, dis nou 'n ding. Skildklierprobleme is so wyd die simptome daarvan. Is dit dan nou net vir vroue? Want ek het swaalf gehoor iemand sê man, net vroue kry skildklierprobleme. Of is dit by mans ook? Want by 'n man is dit nou weer is dit dalk nie testosteroonvlakke wat val nie of die tipe van. Dit is wel bekend dat ongelukkig skildklierprobleme sien mens baie meer by die vroulike geslag, amper met 'n verhouding van 8 tot 1. Maar mense kry dit wel by mans ook. En die rede daarvoor is waarskynlik estrogen. Estrogen is bekend daarvoor dat dit immuunstimulerend is. En ook tydens die vrou met swangerskap, met die hormoonveranderinge wat plaasvind tydens swangerskap, is die insidensie van tiroïedprobleme ook baie meer. So daarom is dit ook belangrik, en ons weet ons ginekoloog doen dit as roetine, toets altyd skildklierfunksies tydens roetine ondersoeke vir pasiënte wat swanger is. Dis ek nou oor gewonder. Dis 'n roetine toets. Jy hoef nie spesifiek spesiaal daarvoor 'n uitsondering te maak. Ja, in ginekoloog app verseker 'n roetine ondersoek, ja. Wat gebeur as dit onbehandeld gaan, as ek nie eens weet ek het 'n skildklierprobleem nie? Sien, dit is die probleem. As met onbehandelde oor- of onderaktiwiteit kan dit lei tot permanente skade. Jy weet, dit kan lei tot neurologiese skade, tot permanente hartskade of hartversaking, koronêre vatsiekte, verhoogde cholesterol, ontkalking van die bene.
En daar is selfs 'n ding wat ons noem 'n skildklierkrisis of skildklierstorm wat lei tot koma met verhoogde bloeddruk en tachykardie wat 'n absolute noodgeval is. So dit is so belangrik om bewus te wees van skildklier simptome of siektes. Jy verwys nou ooraktief en onderaktief. Wat is die verskil? Wat is die simptome tussen die twee? Is die verskil tussen dit? So ooraktief is eintlik waar jy eintlik hardloop teen 120 km/h. Met ander woorde, jy het tremore, jy het tachykardie, tachykardie is 'n vervinnige hartklop, jy het 'n verhoogde bloeddruk en gewigsverlies en selfs haarverlies. Wow. Terwyl met onderaktiwiteit is dit presies die teenoorgestelde. Dis asof jy stadig is, jy is depressief, jy het 'n depressiewe gemoed, jy tel gewig op, jy het stadige hartklop en jy het ook tekens van hartversaking. Nou, as mens byvoorbeeld nie ginekoloog toe gaan nie, watter ander toetse kan mens laat doen? Is dit iets doen jy 'n bloedtoets, sien jy jou GP? Hoe weet jy wat se toetse gaan doen jy? Ja. So ek dink die belangrike ding wanneer jy vermoed jy het 'n skildklier is, jy weet by jou dokter gaan jy ondersoek word, jy gaan sekere vrae gevra word, dit gaan klaar vir jou 'n idee gee en watter spektrum van die skildkliersiektes jy val. En dan is die belangrike ding daarna 'n bloedtoets. Die bloedtoets gee vir ons 'n baie goeie indikasie. Daar is 4 of 5 toetse wat ons kan doen vir die skildklier om te bepaal wat is die presiese siekteproses dan. En dan dit word opgevolg deur 'n ultraklank of sonar van die skildklier sodat mense visueel kan sien of daar enigiets fout is met die skildklier. Want baie keer vorm die skildklier nodules. Dis ook baie algemeen in skildklierpatologie is nodules. Nodules kan omsit in kanker, alhoewel dit baie skaars is in skildkliere, is dit wel 'n ding wat oorweeg moet word by skildklierprobleme. Vroeë diagnose. Ja. Hoe belangrik is dit? Kan 'n mens jou skildklier of onderaktiwiteit, kan jy dit met medikasie beheer of is dit 'n geval dat as jy dit te laat diagnoseer, die enigste ding wat oorbly chirurgie is? Glad nie. So dit is waarom dit so belangrik is om dit vroeg te diagnoseer en waarom daar so 'n indeks van suspisie moet wees wanneer 'n pasiënt met hierdie subjektiewe non-spesifieke simptome presenteer, omdat in meeste van die gevalle kan dit goed behandel word met medikasie. 'n Baie eenvoudige pilletjie, daar's 'n paar van hulle beskikbaar op die mark wat mens kan gebruik om hierdie langtermyn komplikasies van skildkliere te kan verhoed. En nie alle skildkliere eindig op chirurgie nie. In feite die meeste daarvan kan behandel word deur medikasie. Oh. Dit slegs wanneer struktureel of patologiese vergroeisels in die skildklier is, wanneer mens eintlik opeindig met chirurgie. So vir oor- of onderaktiwiteit is dit gewoonlik glad nie 'n indikasie vir chirurgie. Soos net as die nodules wat dalk moontlik Eintlik net vir die kanker. vergroeisels of die nodules van die skildklier wat 'n mens dan eventueel sal chirurgie oorweeg, ja. Ah. So die meeste van die ander word by verre behandel met medikasie. Baie maklik. Wat sal jou raad volgens wees aan kykers wat vermoed hulle het dalk 'n probleem maar nog nie eintlik enigiets staan gedoen het nie? Ek dink jou beste aanklop gaan wees by jou huisdokter. Die huisdokters in Suid-Afrika is goed opgelei om 'n indeks van suspisie te hê vir skildklierprobleme. Hulle weet hoe om dit te hanteer en as daar enigiets gekompliseer daarvan is, dan verwys hulle dit gewoonlik na die spesialiste toe. So ek dink ek bedoel het die vrymoedigheid met sosiale media en internet met die informasie wat daar beskikbaar is. Sê vir jou dokter, jy weet ek het my simptome, ek vermoed dan mag dalk 'n skildklierprobleem wees. Kan ons miskien daarna kyk en dit uitsorteer en toets spesifiek daarvoor, ja, verseker. Dr. Peer, baie dankie vir die draai wat jy kom maak het. Dit is baie insiggewend. En ek moet vir jou sê daar's 'n paar goed wat my heeltemal uit die veld uitslaan. Dankie vir jou advies en raad en ek is seker daar's mense wat definitief na hulle skildkliere sal laat kyk. Nou hierna. Baie dankie vir jou tyd vanoggend. Baie dankie. Dankie dat jy my hierso gehad het. As hy Dr. Peer van Rooyen, algemene chirurg, oor wêreldskildklierbewusmakingsdag wat hierdie komende maandag is. Fascinerend. Nou, ons is nou weer terug. En as ons terugkom, dan gesels ons met 'n paar roeiers, onder andere Suid-Afrikaanse roeiers wat hulle internasionaal meegeding het.